kom ons probeer vir die derde keer. As vir die derde grootste funksies, ons soek 'n faktor. Ons het nie tyd om te gaan klomp waardes instel nie. So ons het ons sakrekenaar wat ons kan gebruik. Jy gaan druk daar, mode, 3 en dan kies jy getuibel. En nou druk jy die funksie wat vir jou gegee word in hier by f3.x. Onthou die x kry jy deur alpha en dan die regterkantste hakie, want net regs boven hom is die pink x. X vir die mag 3 plus 5 alpha x kwadraat minus 2x minus 24 en dan as jy klaar is gelyk aan. Dit gebeur baie keer dat ons met meer as een vergelykinge werk en dan kan jy die g.x ook insit. In die geval is dit net 1, so jy dit net dadelik is gelyk aan. Nou gooi jy vir start uit. Start begin sommer by min 7, want dit beteken net, jy gaan alle faktore toets tussen min 7 en positief 7, want start is by min 7 is gelyk aan, en by 7 is gelyk aan, en dan vra hulle step. En ons sê net altyd step 1, elke heel getal. En dan gooi hy vir jou soek sulke tabelle uit. Nou ek het die tabel gaan oorskryf vanaf lyntjie 3 af. So lyntjie 1 en 2 het ek nie oorgeskryf nie, ek het net daar van 3 af. As x min 5 is, dan kry jy 'n res van min 14. So daar is alles resstelling wat hy klaar vir jou gedoen het. So jy beweeg aan met daai waardes totdat jy by 'n plek kom waar jy sien jou f.x wat mos eintlik jou y-waarde is 0. En dis by reeltjie 4. Kyk daar is op my sakrekenaar. As x min 4 is, dan kry jy 'n res van 0. So dis 'n faktor. Maar wat is die faktor? X plus 4 is die faktor. Want waar x min 4 is, kry jy 0. So jy moet min 4 in jou funksie instel in x se plek om 0 te kry daar. So wat is die faktor wat ons gebruik? X plus 4. Nou as jy so 'n bietjie aangegaan het, sou jy ook gesien het by min 3 en reeltjie 5, sou ook vir jou 0 gegee het, wat dan beteken x plus 3 is 'n faktor. Wys ek jy teenoorgestelde teken. Okay. Nou, jy kies, en hierdie is nou maar net my tip wat ek vir jou gee. Jy kies die grootste faktor, die grootste waarde. Wat nou plus of minus is, maak die saak nie, maar die groter een wat jy daar kies, jy kan enig een kies, alles werk. Maar as jy die groter een kies om mee te begin, dan is die rest van die somme kleiner getalle. Want jy het 'n groter chunk, jy het 'n groter faktor gevat. So dit wat oorbly, gaan kleiner getalle wees en gaan makliker gaan. Dan kyk jy hoe werk het en ek leer julle met eers mooi kyk. Ons gaan nog baie voorbeelde doen, so bly net gou by man. Nou jy gaan en jy het gesien daar x plus 4 is 'n faktor. So jou eerste hakie gaan skryf jy x plus 4. That's it. En kyk gou hoe werk dit dan. Ek het nou gegaan en die funksie waaroor alles hier gaan ek dit daarboom gaan neerskryf. Want dit werk so. Waarmee moet ek daai eerste term maal? Met wat moet ek? Eerstes en eerstes, nee, eerstes en eerstes. Waarmee moet ek daai ene maal om x vir die mag 3 te kry, wat vir die eerste ene gee? Wat kort ek? Ek kort x kwadraat, sien jy dit? As ek x met x kwadraat maal, dan gaan ek x vir die mag 3 kry wat die funksie is. So jy gaan kyk, eerste maal eerste moet vir my eerste gee. Dan, laaste, maar laaste, moet vir my laaste gee. So met andere dat ek nou die x kwadraat gaan inskryf, met stapie vir stapie, want dit gaan saam vir my x vir die mag 3 gee. Toe sê ek, laastes, maar laastes, moet vir my laastes gee. So dat ek op positief 4, maal met wat, gaan by negatief 24 uitkom. Negatief 6. So positief 4 maal negatief 6 moet by negatief 24 uitkom. So sê weer, eerstes maal eerstes moet vir jou eerste ene gee. Laaste maal laaste moet vir jou laaste gee. En dan gaan dit oor jou die koëffisiënt wat by x kwadraat staan. Dis altyd x kwadraat. Die koëffisiënt daar by x kwadraat. En ons het gesien, dit is plus 5x kwadraat. As daar nie x kwadraat was en hierdie funksie nie, dan het jy om 0x kwadraat gemaak. Maar jy weet nou, daai eerste ene
Eerst gaan kyk jy, daai twee teen mekaar, wat teen mekaar lê, laaste en eerste, positief 4 maal positief x kwadraat, geef my positief 4x kwadraat, as jy daai twee met mekaar maal, sien jy al? Jy moet uitkom by dit wat in jou funksie vir jou gegee is. Wat is in jou funksie daar vir jou gegee? Jy moet by positief 5x kwadraat kom, sien jy al? Wat kort jy om van 4x kwadraat tot by 5x kwadraat te kom? Jy kort die 1x kwadraat wat ek daar ingesit het. Waarmee moet ek x maal om 1x kwadraat te kry? Positief 1x. En daar het jy dan jou eerste hakie en die tweede hakie. Gaan hom weer vir jou verduidelik, is net? Ga gauw kyk daar na weer. Eerste maal met eerste, gee eerste. Laaste, maal laaste, gee laaste. En dan gaan kyk jy, wat is saam in die kwadraat? As jy met a's gewerk het, wat staan saam met a kwadraat? As jy nou werk is met x kwadraat, wat staan in die funksie saam met die x kwadraat? Sien ek plus 5x kwadraat. So ek gaan die twee met mekaar met maal, en dan daar ene met die tweede ene met maal, en saam met die twee waardes uitkom by wat in die funksie is. So dit is makkelijk, laaste en eerste en maal ek met mekaar, dit geef my positief 4x kwadraat. En dan sê ek moet uitkom by positief 5x kwadraat. So wat maal ek x mee? Ek kort dan met 1x kwadraat. So waarmee maal ek die x om die 1x kwadraat te kry? Ek moet een maal nog een positief x. Die tweede hakie kan jy nou met een gewone kwadratiese vergelijking gaan oplos en factoriseer. So daar het ek weer geskryf, die tweede hakie word nou gefactoriseer met een kwadratiese drieterm, so jy gaan x plus 4 bly daar, en dan gaan factoriseer jy net jou kwadratiese drieterm daar. Nou ons gaan nog een paar van hulle doen, so wees rustig, kom ons gaan kyk, geblaai vir my om. Kyk ons aan die volgende voorbeeld daar. Nou onthou, altyd met die somme gaan jy ons eerste kyk, is daar nie een gemeenskapelike factor nie, want as daar een gemeenskapelike factor is, dan maak jou som dadelijk baie makkeliker. Maarten? Dan maak jou som baie makkeliker. So die eerste ding wat jy gaan doen, is daar een gemeenskapelike factor? Nee, daar is nie een gemeenskapelike factor nie. Hoe kry ek een factor? Hoe kry ek een factor hier? Sakrekenaar, nou gaan kyk vir my wat is een factor daar. Gaan tik jou woordes in jou sakrekenaar in, en dan kry jy 'n tabelletjie wat so lyk. En ons groot getalle vir ons, totdat jy kom by as x min 2 is. As x min 2 is, dan is die res 0, wat beteken, as ek wil sê waar x gelijk is aan min 2, is dit een factor, met ander woorde sê res 0. Wat is dan die factor waarmee ek moet maak? X plus 2, teenoorgestelde teken. Okay, dan kom ons werk so met eerst met wat denk ons obviously nog groter is, so dat wordt ons een. Maar ons werk dan met die eerste wat ek so met ons gekry het, en ek sê dit wil sê, x plus 2 gaan een factor wees. So jy gaan skryf jou x plus 2 daar. Onthou eerstes maal eerstes, gee eerste. Laaste maal laaste, gee laaste. So as ek dan nou gaan kyk, eerstes maal eerste, waarmee gaan ek die x maal, om by x tot die maal 3 uit te kom. Net, sê gaan weer, x kwadraat, nee, want x kwadraat maal x, gaan vir my daar by x tot die maal 3 uitkom. Perfect. Dan gaan kyk ons gauw, laastes maal laastes, ek moet hier een plus 6 kry, ek het daar met positief 2, wat gaan ek moet inhaal met positief 2 om by positief 6 uit te kom? Positief 3. En nou die moeilikste gedeelte hier, jy vat daar 2 male met mekaar, wat geef positief 2 maal x kwadraat weg? Geef jy positief 2x kwadraat. Waarby moet ek uitkom? Wat is in my funksie? Ek moet by negatief 2x kwadraat uitkom. So ek moet hom iets buiten of minus, kies, gooi ek myself in die potwerk. En
Ek moet by negatief 2x kwadraat uitkom. Nou vraag ek, wat gaan ek moet wegvat daar om hier by min 2x kwadraat uit te kom? Dit gaan moet wees minus 4x kwadraat, stem julle saam. Nou waarmee gaan ek daar x maak? Sodat ek negatief 4x kwadraat krijg. Minus 4x. So dit beteken dan, ek het een x plus 2 haakje, ek het een x kwadraat minus 4x plus 3 haakje, en dan gaan ek in die tweede gedeelte, gaan ek weer factoriseer. Verder factoriseer. X kwadraat min 4x plus 3, gaan nou met die gewone kwadratiese 3 term verder kan gaan. Welkom gaan van die klaar. Jy sal diezelfde antwoord gekry het hierso as jy een van die ander as faktore gevat het. So sê nou maar jy het vir x min 3 as die faktor gebruik, dan sal jou tweede haakje nie anders tegelijk het, maar dan sal nog steeds jy diezelfde faktore op die einde gegeet. Kom ons kyk na die volgende ene, probeer vir die volgende sommetje hierso. X min 3 minus 3x kwadraat plus 4. Hier is nie een gemeenskapelike factor nie. Dis nie een gewone 3 term, wat ek kan uitsorteer, dis nie een groepering nie. So ek gaan jou nieuwe manier gebruik, waar jy eers vir my een factor moet gaan kry met jou sakrekenaar. Ek gee my oorlik. Ek gaan wat weer soveel wys. My vraag hier gehad oor die nulterm. Jy sien in jou vraagie, moet jy uitkom by min 2x kwadraat. So, min 2x kwadraat is die antwoord wat jy daar moet kry. Jy maal die laaste een en daar, die eerste een daar met mekaar, 2 maal x kwadraat is positief 2x kwadraat. Hoe kom jy van positief 2x kwadraat na negatief 2x kwadraat? Nou, dit is een getallelijn daar, daar is ook by positief 2, maar ek moet hier by negatief 2 uitkom. So, ek moet hoeveel wegvat? 1, 2, 3, 4. Dus ek kom wat gesê, ek moet minus 4x kwadraat vat, om van positief 2x kwadraat na negatief 2x kwadraat te kom. En nou sien ek, dis wat dan moet bykom, vir die om uit te werk. En dan sê ek, ok, waarmee maal ek die x, so dat ek by negatief 4x kwadraat kan uitkom. So jy gaan daai, as jy wil hele op my pijltje aan en dan bedoel, kan ek dit vir jou doen, as jy wat vir duidelijker gaan wees, dan maak ek die pijltje nie daai kant doen, want daai twee saam, positief x maal met negatief 4x, moet jy by negatief 4x kwadraat uitkom. Daar het ek nou weer gegaan en gesê mout 3 en mout 3 vertuibel gekies, jou funksie gaan intik, x tot die mag 3 minus 3x kwadraat plus 4 en jy het gevra dat hy staar by min 7 en ek by 7 en elke 1 en dan met jou tabelle, as jy by lijn 7 kom sien jy dat as x min 1 is, dan is hy 0. So as x min 1 is dit een factor van die rest is 0. Nou, as ek sê dis vir x min 1 is, wat is dan die factor? X plus 1, baie mooi, teenoorgestelde teken. So jy weet, dis x plus 1. Nou gaan kyk ons. Eerste term, waar eerste term? Ek moet uitkom by x tot die mag 3. Waarmee gaan ek by x moet maal om by x tot die mag 3 uitkom? Praat my? X kwadraat, mooi. So daai twee met mekaar gemaal, eerstes en eerstes, geef my die x tot die mag 3. Volgende, vraag ek vir jou, waar laastes en laastes? Hier het ek een plus 1, waarmee gaan ek om moet maal as ek by plus 4 moet uitkom? Met een gewone positief 4, want positief 1 maal positief 4 geef jy die positief 4 wat ons daar het. Nou die moeilikste gedeelte hier, waar moet ons uitkom? Ons moet by negatief 3x kwadraat uitkom. So ons gaan daartoe met mekaar maal, kyk wat ons kry, en dan weet ek, waar moet ek uitkom? By negatief 3x kwadraat. Dis waar ek moet uitkom.
so, 1 maal x kwadraat is positief 1x kwadraat. Wat moet ek by hom plus of minus om negatief 3x kwadraat te kry? Wat moet ek aftrek? Minus 4x kwadraat, nee? Wat maal ek met 1x om negatief 4x kwadraat te kry? Minus 4x. En dan het ek my tweede hakie daar, x plus 1, x kwadraat min 4x plus 4, en dan kan ek die laaste gedeelte factoriseer met een gewone kwadratiese drieterm. Om net vir julle wys, baie keer in julle handboeke, as julle met die landings vir julle gee, dan sodra hakie precies dieselfde is, dan kan jy ons ook so gaan skryf, tot die mag 2, en ons 2 van die hakies. So ek wys het net vir julle, dis nie dat dit reg of verkeerd is nie. Maar as jy ontmaal is dan nog 2 voorbeelde, want ons moet hierdie dan een bietjie inoefen. So as ons dan weer na ons volgende voorbeeld kyk, jy begin weer te sê mode, dan kies jy 3 table, en dan sê vir jou f.x. Jy tik jou hele funksie daarin, 2, want dan x is alpha rechterkantste hakie, tot die mag 3, plus 12x kwadraat, plus 22x, plus 12 is gelijk aan, jy het nie een tweede funksie nie, so weer is gelijk aan, ons start by min 7, ons end by 7, en jy wil elke heel en nou gaan kyk jy daar af, totdat jy sien, daar so, as x min 3 is, dan is jou waarde, nou, jy krijg toevallig die tweede factor ook daar, sien jylle dit? X min 2 gaan ook vir jou 0 gee. Wat is die grootste ene? Die 3kie. So ek gaan sê, wat is die factor? As ek maar daar uitkie kyk, daar ene as x min 3 is, wat gaan sy factor wees? X plus 3. Waarmee moet ek door x maal om by 2x tot die mag 3 te kom? 2x kwadraat. Mooi. 2x kwadraat. Ok, laastes. Ek moet by plus 12 uitkom. Waarmee gaan ek plus die 3 maal om by plus 12 uit te kom? Plus 4, want positief 3 maal positief 4 geef my 12. En nou, draai 2 met mekaar vermaal, positief 3 maal 2 is 6x kwadraat, geef positief 6x kwadraat, waarby moet ek uitkom? Ek moet daar by positief 12x kwadraat uitkom. So wat kort ek? Wat kort ek daar? 6x kwadraat. Waarmee, wat plus ek by x? Waarmee maal ek, skies, waarmee maal ek met x mee om by 6x kwadraat uit te kom? Plus 6x. Ja. Wil jy dit 2 uitvallen dan begin? Kon die 2 kan die begin al uitvallen mooi, want ek sal nie so met die baie makkelijker gemaakt het, want ek het dit in die gedoen en nou sien ek het hier ook in die tweede ene. So jy het een safety net wat jy nou sal vang, met die volgende ene, gaan gauw vir jou wys dit, maar het is helemaal reg, elke keer check jy eerste vir een gemeenskapelike factor, en jy sal vir 2 hier kon uithaal, wat jou hele story makkeliker sal maak. Nou moet jy hom hier uithaal. So daar is nog steeds 2 nou daarvoor, en dan wat oorblij is x kwadraat plus 3x plus 2. Kan julle sien nie veel makkeliker sou dit gewees het om met soke kleiner getalletjies te werk, as ek net van die begin af die 2 uitgehaal het. So dit is die beter keuse, soos wat ek sê altyd, kyk eerste na jou gemeenskapelike factor om uit te haal. Ok, nou kan ons die tweede haakje verder vat, met een kwadratiese drieterm,
en dan sit x plus 1 en x plus 2. Okay, verder. En daar is hy klaar gefaktoriseer. As jy nou kyk na die volgende een, wat pla jou by hom? Breke, sal jy van breke nie? Soek die hele stukkie, kon soek nie net die stukkie nie. Kijk, nou, ons kan een plannie maak, omdat dit een vergelijking is. Kan ek reg deur met KGV maak. So as ek reg deur met KGV gaan maak, dan gaan ek een vergelijking kry daar, wat ek glad nie een breke nie. Nou, wat is die KGV van hierdie vergelijking? Wat is die KGV? X kwadraat, nee? So ek gaan elke liewe teller, of elke liewe term, met die KGV maak, kyk of daar iets is wat uitkanselleer, en kyk waarmee sit ek as ek klaar alles uitgekanselleer het wat moontlik kan. Ons wil vir hom alles by te skryf, so julle altyd kan sien wat ek doen, so ek gaan hom net weer oorskryf, om het net beter te kan aandui. Right, so wat hier nou gaan gebeur is, elke term maal ek met x kwadraat. Links en rechts van my is gelijk aan. Nou sien ek, hier gaan niks kan uitkanselleer nie, so wat ek daar gaan hee is net x tot die mag 3. Hier gaan 1x uitkanselleer, dan bly daar minus 11x hoor, is gelijk aan 4x kwadraat en x kwadraat minus 30. Hier het ons nou 'n derde graadse vergelijking. Nommer 1 van alle vergelijkings altyd, want toe vat ek daai houtjie? Standaardvorm. Standaardvorm beteken alles kom een kant toe. So as ek kom daar x tot die mag 3 minus 4x kwadraat minus 11x plus 30 is gelijk aan 0. En nou eers kan ek begin om my faktore te soek met my sakrekenaar en om my verder te faktoriseer. Ek gee van oorlik. Ok, so as jy daar in jou sakrekenaar gaan intik weer, mout, kies vir 3 en gaan tik jou sommetje in, x tot die mag 3 minus 4x kwadraat minus 11x plus 30. Start is by negatief 7, end is by 7, step is 1. En jy gaan soek 'n factor, en dan sien jy x, as x min 3 is jou res 0. So dit beteken, wat is 'n factor? X plus 3 is 'n factor, teenoorgestelde teken. Nou gaan ek verder, eerstes maal eerstes. Waarmee moet ek daai x maal, so dat ek by x tot die mag 3 uitkom? X kwadraat, baie mooi. Laastes maal laastes, ek moet by plus 30 uitkom, en daar is 'n plus 3. Waarmee moet ek die plus 3 maal? Met plus 10, positief 10, 3 maal 10 gaan vir my 30 gee. Nou as ek hierdie twee met mekaar maal, dan het jy positief 3x kwadraat. Waar moet ek uitkom? Ek moet by minus 4x uitkom, 4x kwadraat uitkom. Wat gaan ek by 3x kwadraat plus, om by minus 4x kwadraat uit te kom? Minus 7x kwadraat. En waarmee gaan ek x maal, om by minus 7x kwadraat in te kom? Minus 7x. So die tweede haakje gaan jy dan nou kan verder vat. X plus 3, x kwadraat min 7x plus 10. Gaan we dan verder faktoriseer. En dan krijg ek is min 2 min 5, x min 2, x min 5. Maak nie saak wat ene voorstaan nie, maar daar is jou
volledige gefaktoriseerde derde graadse funksie. Ekskuus, daar is hy. Ons het nou geleer van die reststelling, ons het geleer van die factorstelling en ons het ook geleer nou ons die factorstelling gebruik om 'n derde graadse polynoom te kan faktoriseer. Nou gaan ons 'n paar vrae moet beantwoord, maar ons gaan terug moet gaan na ons basics toe van reststelling of factorstelling. So kyk gou op die volgende bladsy en dan na daai nuwe voorbeeld. Hy sê vir jou, wanneer h die punt x gelyk is aan 2x tot die mag 3 plus 5x kwadraat plus ax plus 2 en jy hom deur x plus 3 deel, is die res 15. Nou vra hulle bepaal a. So jy moet daai nou gaan oorskryf en 'n vergelykingkie maak sodat jy die onbekende a kan bereken. Nou sê gou vir my, as hulle sê daar is 'n res van 15, wat beteken dit? Is dit 'n faktor of 'n reststelling? So, as jy 'n waarde instel, dan gaan dit gelyk moet wees aan 15. Wat is die waarde wat ons hier gaan moet instel? Daar het ons gesê x plus 3, so wat gaan ek in x se plek stel? X plus 3 is mos gelyk aan 0, so wat stel ek in? X is gelyk aan min 3. So wat ek geleer het in my reststelling, die eerste, is dat as ek nou sê h in die punt min 3. As dit 'n factorstelling was, dan sou dit gelyk gewees het aan 0. Maar nou sê hulle vir jou, daar is 'n res van 15. Dis wat vir jou gesê word daar. Dis nie wat jy uit jou eie kop uitgedink het nie. Jy het deling deur x plus 3, dan beteken dit jou factor daar, wat jy kan instel is min 3 in plek van x. Maar hulle het vir jou gesê kry 'n res van 15, dan beteken dit moet gelyk wees aan 15. So wat gaan ek hier doen om vir a te bereken? Ek gaan in daai h in die punt x, oral waar ek 'n x tot die mag 3, ek in die plek waar ek 'n x het, gaan ek 'n negatief 3 in hakies instel. En dan gaan ek hom vereenvoudig en kyk wat kan ek daar kry. Want jy gaan op die einde vir a van die enigste onbekende wees, en dan moet jy vir a bereken. Dan doen ek gou vir my. So orals waar jy x het, gaan jy 'n negatief 3 in hakies instel. Om kleur aan te dui, hierdie links van jy is gelyk aan, is waar jy om elke keer negatief 3 in die plek van x gestel het, en die rechts is die 15. Vereenvoudig nou wat daar staan, van negatief 3 tot die mag 3 gaan negatief 27 wees, sodat jy daar hele vergelyking vereenvoudig en kyk waar leer jy, of wat die woorde kry jy. Ek gaan maar weer vir jou net al die stappe, jy uitskryf al die woordes eers. Daai gaan vir jou met ander woorde gee, negatief 54 plus 45 minus a mal 3 geef my negatief 3a plus 2 is gelyk aan 15. Jy sien dat jy het een onbekende in die vergelyking en dit is jou a. So jy moet hom dan nou oorvat alleen een kant toe, want dit is 'n lineêre vergelyking. So ek gaan vir a en na die regterkant toe bring, positief 3a, en as jy dan nou sê negatief 54 plus 45 plus 12, en jy bring die 15 oor daai kant toe, dan gaan jy hierso kry 12 negatief 12 is gelyk aan 3a. Dit maak nie saak watter kant jy dit gevat het nie, jy moet net sorg dat jou a een kant is, en jou getalle aan 'n kant. Als ek het so verkeerd afgeskryf, so waarvan ek hom afgeskryf het, en wat die man dan moet soms nie selwe doen nie, so hom nie goed beklop nie. Skies dit moest dus 12 groot sê daar. My foutjie, sorry, wat ek nie geraag, dis ax plus 12. Dus ek probeer hier met my voorbereiding op insting net, of ek oorgeskryf het ek 'n foutjie gemaak. Dit moet wees plus 12. So dan gaan dit nou net
'n effek, dan gaan hierdie nou reg wees, maar kom ons gaan double check net gou weer asseblief. Nou is het reg. Wou sê, dit kom nie by mekaar uit nie en ek het dit gaan toets voor die tyd. So, databed, maak seker dat jy plus 12 daar ingesit het asseblief. Dis nie plus 2 nie, dis plus 12. Kom jy daar uit en dan sê dit vir jou, A is gelyk aan negatief 4. Nou die volgende is net onderom. Kyk op na hom, bepaal die waarde van P as F.A gelijk is aan die vergelijking en dan kom weer A plus 2 deel, dan is die rooi 6. Baie dieselfde as die sommetje wat ons nou net gedoen het. Ek gaan jy nou net los, dat jy hom van die begin af self raak sien. En dan hulle sê vir jou, die rest is 6, as jy hom weer A plus 2 deel. So wat gaan jy in die plek stel van A? Negatief 2. Want A plus 2 is gelijk aan 0, so as jy oorvan, dan gaan A gelijk is aan negatief 2. Gaan doen hem gauw vir my. Ek gaan dan hier slank op die bord begin doen, so jy vasthou, kyk gauw, maar anders gaan slank aan met jou sommiekie. Dit is maar belangrijk nie, dat jy sien, dat A is gelijk aan min 2, en dat oorlste gaan jy nou min 2 in die plek van A stel in die vergelijking, en dit moet dan gelijk wees aan 6. Vereenvoudig dan aan jou linkerkant. Ek sien hier dat die enigste onbekende wat ek in hier het, is die P. Wat gaan ek doen? Hy moet een kant toe gaan en al die getalle ander kant toe. Ek vat hom sommer oor rechts, dat hy positief word. En aan hierdie kant, negatief 16 min 4 plus 10, bring jy 6 oor min 6, gaan vir jou gee, negatief 16 is gelijk aan P. So jou antwoord, P is gelijk aan negatief 16. So hierdie sommetjies is rarig nie moeilik nie. Dis om dit reg te lees en te sien waar moet jy die goeders instel. Dit is wat die probleem is. Nou kom ons baie vir om bladse 8. Wat ek vir nog een, kom ons kyk gaan omloop. Gaan jy ook oomlik gee om het alleen te doen. Jy kan slang soos jy, as jy dit beter moet verstaan, kan jy slang vooruit werk, gaan jy nie keer nie. Kyk ons nie daar, dat ek jy nie help elke keer. Hierdie volgende voorbeeld, gegee, en ek vir ons vergelijk van sê, f.x is gelijk aan x mag 3 plus k op x kwadraat minus 15x plus 9. Bepaal die waarde van k as f.x deur x plus 3 gedeel word. Daar word niks gesê van een res nie, so daar is nie een res nie. So waarom gaan jy omgelijkstel? Jy gaan omgelijkstel aan 0. So hy gaan gelijkgestel word aan 0. So jy gaan nou daar sê, x plus 3 gaan beteken, x is gelijk aan negatief 3. So hy gaan f in die punt negatief 3 word. En dan gaan dit gelijk wees aan negatief 3 tot mag 3. Plus k, negatief 3 kwadraat, minus 15, negatief 3, plus 9, en dan wat gaan ons sê? Dan sê ons, is gelijk aan 0. En nou gaan jy vereenvoudig hierdie gedeelte, en omdat hy gelijk is aan 0, gaan daarvoor skryf, geen res, want geen res is gegee nie. Belangrik, mooi raak gesien.
Hier het hom nou net vereenvoudig, en dan aan jou linkerkant gaan jy kry 9k plus 27 is gelijk aan 0, want daar jy wil vir k hee, so jy het om 9k is gelijk aan negatief 27, so k gaan gelijk wees aan negatief 3. Baie mooi dat jylle rond gesien het daar, dat hy gelijk moet wees aan 0. So as daar geen rest gegee is nie, dan beteken dit is een factor. Nou die volgende vraag daar, sê hulle bewys dat x plus 3a een factor is van dit. As hy een factor is, wat gaan die rest wees? 0, want hy is een factor. So is weer net een ander manier om dit te sê. Maar wat die volgende vraag is, een beetje snaaks maak, is daar is een onbekende wat jy ook instel by die factor, as een factor. Ek sê vir x plus 3a is een factor, so met andere woorde, wat gaan ek instel? X plus 3a is gelijk aan 0, so ek stel in x is gelijk aan min 3a. So oorals, waar ek een x het, gaan ek nou in haakje negatief 3a. En dan as ons weet iets is een factor, dan word ons moet bewys dit is een factor, so ons moet gaan kyk wat ek gaan kry. Daar ene gaan met ander woorde wees, negatief 3a tot die mag 3, plus 2 maal negatief 3a, plus 3a maal negatief 3a kwadraat, minus 6a, sorry, 6a. Waar is ek nou? Dis in minus 2, juffrou skryf lekker wild af vanaf, dankie julle. X tot die mag 3 minus 2 maal x plus 3a maal x kwadraat minus 6a. Ja, mooi. Nou gaan vereenvoudig jy dit waar ons staan. Onthou nou net gou hier, negatief tot die mag 3 gaan vir jou negatief gee. 3 tot die mag 3 is 27, so dis negatief 27 a tot die mag 3. By exponent vector moet jy nie hier een fout maak nie. Daai negatief is tot die mag 3, 3 is tot die mag 3, a is tot die mag 3. Want elkeen sy exponent wil in met die exponent aan die buitenkant van die haakje, exponent wette. Hierdie ene, negatief maal en negatief is een plus, 2 maal 3 is 6a. Daar ene positief maal en negatief, gaan vir jou gee negatief, want hy moet eers kwadreer word, juffrou, hy moet eers kwadreer word. So dit is nog eers plus 3a, en dan gaan daar negatief tot die mag 2, gaan het positief wees, 9a kwadraat, minus 6a. Ek het nou heel moeilijk, bykie onnodig al stapie ingesit, en vooral met die plus daar, maar ek wil net vir jou wys, dat die negatief gekwadreer gee ook een positief. So, al wat ek van jou wil hee, is dat jy hier uitkom, plus 6a, plus 27a tot die mag 3, minus 6a. En nou moet ek dit wat hier staan vereenvoudig. En ek sien, hier het ek negatief 27a tot die mag 3, plus 27a tot die mag 3, en hier het ek positief 6a, en hier het ek negatief 6a. So wat is hierdie, waarheen vereenvoudig hy na toe? Na 0. So met ander woorde, wat beteken dit? Dit wil sê, x plus 3a is een factor van f in die punt x. As jy na hierdie vergelijking kyk, is daar ietsie wat vreemd bygekom het, wat jy nie in die vorige somme gesien het nie. Jy het nie nou net een A nie, of net een B nie. Jy het nou een A en een B, sien jy nou? Nou twee onbekendes. Wat kan jy my achterkop nou? Twee onbekendes in een vergelijking? Dan moet ek gelijktijdige oplossings doen. So jy gaan jou eie twee faktore eers vir die eerste ene, gaan jy om door x min 3 deel, is gelijk aan 19, so jy gaan x in die punt 3 instel. Vir die volgende ene gaan jy x in die punt 1 instel, en gelijk wees aan 11. En dan gaan jy om gelijktijdig oplos.
So wat ek nou van jou vraag, gaan kyk eers vir my of jy nie die twee vergelykings net op jou eie kan kry, wat ons moet gaan gebruik nie. Nou as ons na hierdie sommetjie kyk, gaan ek verskillende kleure vir jou merk. As hy deur x min 3 gedeel word, is die res 19, dis my oranje 1. En as hy deur x min 1 gedeel word, is die res 11. So ek gaan 'n oranje vergelyking hier kry, en ek gaan 'n blou vergelyking hier kry. Daar ene by die oranje, gaan jy instel x is 3, hierdie ene by die blou, gaan jy instel x is 1. So jy begin daar, en jy sê vir my f, en die punt 3, gaan gelijk moet wees aan 19, dis wat die oranje gedeelte daar vir jou sê, so nou verder vat, en die ander ene sê vir my f en die punt 1, gaan moet gelijk wees aan 11. En nou gaan jy die twee vergelykings vereenvoudig en al twee vir my kry daar. Hier het ek nog gegaan en ek het 3 orals by x ingestel, gelijk aan 19, en daar het ek f in die punt 1 ingestel, en dit is gelijk aan 11. Jy moet hem net vereenvoudig, so dat jy twee vergelykings kry waarmee jy kan werk. Dit is nou die twee vergelykings wat ek nou gekry het soos ek het vereenvoudig het. Nou, ons wil altyd moet so klein as moontlik werk. Nou, die rechterkant sê vir my, ek kan 1b daar kry en op gaan instel. Wat onthou? Dis 'n derde graadse funksie wat ek gaan instel. Wel, so kan ek moontlik, hier is dit twee lineaire vergelykings. Okay, maar ek gaan substitusie gebruik. Nou vraag ek net gaan vir jou, kom ons kyk vir na die linkerkant. Ek kan eliminasie ook gebruik, al twee gaan werk. Maar dan moet ek net die aan die linkerkant om kleiner gemaakt het. Kan 3 en 9 en 42 indeel? Kan hy nog kleiner gaan? Ja, maar jy kan of met hom so gewerk het, of jy kan hom net nog een keer deur 3 gedeel het, dan was dit gewees negatief 3a plus b is gelijk aan negatief 14. Kon dit gedoen het en jy kon hom natuurlijk ander kante toe ook omgevat het, dan kon jy hom die kante gevat het 3a min b is gelijk aan positief 14. Dit hang maar af wanneer jy wil werk. Maar hier is dan jou een vergelijking, wat ek nou sommer a gaan maak, en dan maak ek, gaan hierdie kant hom so vat, en dan sit a min 5, en dan maak ek hom vergelijking b. Ja. Excuse wel? Hoe het ek al min 5 gekry? As jy sê 2 plus 7, is het 9. Ek hoor jy, het juffrou nou weer verkeerd hier afgeskryf. Excuse, hier en met wees 2. Nie min 5, nie met wees 2. En dis positief 2, so dis positief 2 daar. So B is gelijk aan A plus 2, yes, hy is nou reg. En nou gaan ek om instel, jy kon ook eliminasie gedoen het, want jy het een positief B en een positief B, of as jy hom oorgevat het, een positief B en een negatief B. Ek verkies maar net as ek met julle werk om altyd maar substitutie te doen, alhoewel eliminasie baie vinniger sou gewees het, so dis jou keuse, daar is nie verkeerde nie, daar is nie verkeerde antwoord nie. Kom net gelijktijdig oplos, en as ek dan gaan kyk, dan gaan ek kry dis negatief 3a plus, b is a plus 2, is gelijk aan min 14, dus negatief 2a is gelijk aan negatief 16, so a gaan gelijk wees aan 8. So jou waarde van a is 8. En dan gaan stel ek om net in, die makkelijkste ene. So my in b. Dan gaan jy kry b is gelijk aan 8 plus 2. En dan jou b
word 10. En daar het jy nou gelyktydig opgelos. Nou, wat hierdie sommetjie betref, hulle sê vir jou daar, x kwadraat min 2x min 3 is 'n faktor. So daar hele kwadratiese 3 term is 'n faktor van die funksie. Ek gaan skryf die funksie nou as f in die punt x daar. En as ek vir jou sê dis 'n faktor, dan beteken dit moet gelyk wees aan 0. Nou, ek kan nie met 'n kwadratiese 3 term daar werk, so ek vat hom en ek gaan faktoriseer hom. En dit beteken nou dat x plus 1 is 'n faktor, as ook x min 3 is 'n faktor. Jy het van die begin af gesien ons 'n A en 'n B daarin. So dis weer 2 onbekendes, weer 2 vergelykings kry wat ons gelyktydig hier moet oplos. So die eerste ding wat ek nou gaan doen, ek gaan f in die punt min 1 daar instel, vir die oranje ene. En dan is dit minus 1 tot die mag 3 plus a minus 1 kwadraat plus b minus 1 plus 6. Ander een gaan wees f in die punt 3. Dan is dit 3 tot die mag 3 plus a 3 kwadraat plus b 3 plus 6. En dan moet jy nou vereenvoudig dit wat daar staan. So hier waar ek 3 nou ingestel het, so ben jy aan die rechterkant, gaan ek nou kry, skies, 27 plus 9a plus 3b plus 6 is gelijk aan 0, so dis 9a plus 3b is gelijk aan negatief 33, en dan as ek om deel weer 3 dwarsdeur, 3a plus b is gelijk aan negatief 11. Ek gaan nou kyk wat ek, of waar ek hom gaan gebruik, kom ons gaan kyk net na die ander ook. As ek even die punt min 1 instel, dan gaan dit wees minus 1 plus a min b plus 6 en dan weet ek, kom ons skryf dit aan die rechterkant, is gelijk aan 0 daar, is gelijk aan 'n voorweg vat. En as ek hom vereenvoudig, dan gaan ek nou kry a min b is gelijk aan min 5. A min b is gelijk aan min 5 en dis die ander vergelijking. So ek gaan net gaan bykie kleur inbring, dat ek net bykie meer sien wat hier aangaan. Daar het ek vir f in die punt 3 ingestel en ek het daai vergelijking gekry. Aan die kant het ek nou vir, of nou maar net een lichter pink, f in die punt min 1 ingestel en ek kry daai ene. Nou jy kan substitusie gebruik, maar wat ook baie makkelijk hier gaan werk is eliminasie. Want dan het ek een negatief b en dan het ek een positief b. So dis jou keuse. Wat oor optie gebruik jylle maar meestal, is dit meer substitusie? Ok, nou kom ons bly dan maar by substitusie. Jylle plek is bietjie min op haar bladsy, hoor. So wat ek dan nou sê, kom ons maak hierdie ene dan a is gelijk aan positief b min 5 aan die rechterkant. Ons maak hom a en ons maak hierdie ene b en dan sê ek my stel a en b. Dis nie verkeerd as jy eliminasie gebruik het nie, ek doen dit nou net nou nie, want ek weet jylle gebruik meer substitusie. So as ons verder vat, gaan jy nou vir my sê 3, a gaan nou wees b minus 5, plus b is gelijk aan negatief 11, dus 3b minus 15, plus b is gelijk aan negatief 11, dus 4b, negatief 11 plus 15 is 4, so met ander woorde b is 1. Nou vat hier al b is 1 en jy gaan stel hom in die makkelijkste ene, stel b is gelijk aan 1, so moet daar een a in, dan het ek a is gelijk aan 1 minus 5, a is gelijk aan negatief 4. So b is 1 en a is gelijk aan negatief 4. So dit is rarig en moeilik nie, jy moet net mooi lees. Is daar een res, dan moet hy gelijk wees aan die extra, of is dit een factor, dan weet hy is gelijk aan 0. Op die bladsy, as jy nou net omblaai, gaan jy sien daar is een hele paar somme,
Ons sal vir julle dalk 'n paar uitkies en miskien vir julle net gee so 4 of 5 huiswerk, maar dis werk wat julle in die klas gedoen gaan kry en ek het ook die memo vir julle saamgegee. So as jy sit en werk, dan kan jy deur dit gaan en jy het nie 'n verskoning dat jy nie hierdie 3de graadse polinome kan faktoriseer nie, daar is genoeg oefening. Okay.